Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand, ja, dit is maandag aand, dit is lekker om met jou vanaand weer te kan gesels, so kort en kragtig uit God se woord. Ek vertrou regtig dat dit met jou goed gaan, en as dit met jou nie goed gaan nie, as jy voel die lewe druk, dit is vir jou te swaar, wil ek vir jou sê, moenie tou opgooi nie, kom bring jou laste na Jesus toe. Ek weet die Here sal vir jou 'n weg maak en sal vir jou 'n pad oopmaak daar waar dit onmoontlik lyk. Dankie dat jy ingeskakel het, en dit is vir my so lekker om met jou te kan gesels. Vanaand gesels ons 'n bietjie oor die karakter van sonde. Ja, ons moet oor hierdie goed praat. Dit is deel van die woord van die Here. Ons kan nie net praat oor die lekker dinge nie en oor die mooi dinge en oor ons krisisse nie, maar ons moet ook praat oor sonde, die karakter van sonde, die eienskappe van sonde, die beskrywing van sonde. Ek wil net, hoe kan ek sê, teologies of net beskrywend met jou praat nie. Ek wil nie vir jou 'n lesing gee van hoë termes nie. Ek wil vir jou iets in jou hand gee. Ek wil vir jou sê en ek wil vir jou wys hoe werk sonde en wat die Bybel sê rondom dit. Dit gaan lekker wees, man. Dit gaan vir jou insiggewend wees. Waar sondes vandaan kom, nê? Waar sonde gesetel is, hoe sonde werk, wat dit veroorsaak en natuurlik die oplossing van sonde en natuurlik, weet jy wat? Sonde is so oud soos die duiwel, man. Hy's 'n bietjie jonger as die paradys en 'n bietjie ouer as Kain. Maar sonde, saam met die duiwel, is ou kalante, laat ek vir jou sê, waarmee ons rekening moet hou. Daarom moet ons gesels hieroor, want baie het al hulle vingers verbrand. En steeds baie gaan nog hulle vingers verbrand in die toekoms. Daarom moet ons hieroor kan gesels. Kom ons lees gou Genesis hoofstuk 4. Nou weet jy presies waaroor ons gaan praat vanaand en oor wie ons gaan gesels vanaand onder andere. Genesis 4 vers 2 tot vers 13. Jy weet daar Abel is gebore na Kain en Abel hy het 'n skaapherder geword en Kain het die landbouer geword en na verloop van tyd het Kain die vrugte van die land gebring en hy het aan die Here het hy 'n offer gebring. En so het Abel die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, soos julle weet, en van hulle vet, en hy het aan die Here ook 'n offer gebring. Die Here natuurlik het Abel se offer genadig aangesien, sê die Bybel, maar Kain en sy offer was nie aangesien nie. Jong, toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang, sê vers 5. En die Here sê toe vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing, vergoeding as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, onthou nou, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou. Maar Kain, jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat. En toe hulle in die veld was, en natuurlik hierdie wat hy gepraat het, was nie nou mooi woordjies nie, nee? Maar toe hulle in die veld was, alleen daar een kant, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, Kain, waar is jou broer Abel? Kain antwoord, hy sê, ek weet nie, is ek my broer se wagter? Arrogant, nee? En hy sê, wat het jy gedoen? Vra die Here van hom. Want die Here sê, die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond van wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde. Daarop sê Kain vir die Here hierdie verskriklike ding. Hy sê, my skuld is te groot om dit te dra. Die skuldlas wat sonde op my gebring het, is vir my te groot om te dra. Kom ons gesels 'n bietjie oor die karakter eienskappe, die karaktertrekke van sonde. Nommer 1, onthou, dit is 'n lesing, 'n bietjie gedagtes rondom sonde. Sonde, nommer 1, is subtiel
Soos die Bybel sê, soos die Here vir Kain gesê het, die sonde lê en loer. Nie die duiwel nie. Hoor mooi, die sonde lê en loer, nie die duiwel nie. Nommer 2, sonde is nie die duiwel nie. Sonde is nie die duiwel nie. Daarom is almal wat sonde doen, jy weet, oral oor die wêreld, nie so seer doen hulle dit omdat hulle die duiwel of demone in hulle het nie. Nommer 3, ek gooi 'n paar gedagtes hier vir jou. Nommer 3, die duiwel maak jou ook nie sonde doen nie. Hoor mooi, soos Eva gesê het, dink 'n bietjie mooi oor hierdie ding. Eva het gesê, die slang, toe sy hom wou blameer, nê, en die skuld gee. Die duiwel met ander woorde het my sonde laat doen. Daarom was die blame op Adam en Eva eerste, want hulle het ingegee op 'n innerlike begeerte, daardie innerlike potensiaal tot sonde. En toe kom die straf na Satan toe, eers, nê. Hoekom? Hoekom het die straf na Satan toe gekom as Adam en Eva eintlik maar die culprits is? Want Jesus het elders gesê, nê, dink mooi, wee die waardeur die struikelblokke kom. Onthou julle dit? Satan het hulle nie laat sondig nie, maar hy het die struikelblok in hulle pad gelê waaroor hulle geval het. Satan versoek of toets en poog of jy gaan ingee op jou begeertes. Ja, dis wat hy met Adam en Eva gedoen het. Kyk na Jesus se versoeking in Lukas 4. Satan het Jesus versoek om te sien of sy menslike natuur gaan knak onder die druk van sy voorstelle, selfs sy goddelike natuur. Nommer 4, om deur Satan versoek te word is nie 'n teken, hoor mooi, dat jy meer sondig is as ander nie. Lukas 4 leer vir ons, Jesus was juis deur die Gees, nie die bose gees nie, die Gees van God, sê die Bybel, die wildernis ingelei om versoek te word deur Satan. Daarom sê ek, om deur Satan versoek te word is nie 'n teken dat jy meer sondig is as ander nie. Nommer 5, sonde is in jou natuur, en ek wil hê jy moet hierdie goed mooi onthou. Sonde is in jou menslike natuur, in jou vleesmens. Dis 'n begeerlikheid. Hoor wat sê Paulus aan Galasiërs 5 vers 16. Ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die Gees, die Heilige Gees wat in jou is, en die Gees van God teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Hoor jy wat hy sê? Sonde is in jou natuur, dis 'n begeerlikheid van jou vleesmens. Nommer 6. Paulus sê sonde is soos 'n liggaamsdeel. Het jy al dit mooi gelees? Hy sê dan Kolossense 3 vers 5, hy sê maak dood dan julle lede wat op die aarde is. Hoor nou wat noem hy hierdie lede? Hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, daai goeters wat afgode diens is, en dan kan jy nou nog baie goeters daar aanlas, Maar hy noem dit, hy sê sonde is soos 'n, en ek het gaan kyk in die Grieks, dit is soos 'n liggaamsdeel, dit is soos 'n arm of 'n been of 'n voet of 'n hand of 'n vingers. Hy sê dit is wat sonde is, dis so deel van jou, En hy sê jy moet dit doodmaak. Ons gaan nou daaroor gesels. Sonde bring straf van die Here, met ander woorde, dit bring konsekwensies. Inteendeel, Kolossense 3 vers 6, as jy net 'n bietjie verder gaan lees, sê Paulus, hy sê waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Dit bring die straf van die Here voor. Kyk na vers 11 van ons skrif, daai van Genesis. Daarom, sê die Here vir Kain, sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerwer en 'n vlugteling sal jy wees op aarde. Wow! Sonde bring straf, daar is konsekwensies. En ons moet dit weet. Kain het nie vooraf geweet wat die konsekwensies van sonde gaan wees nie. Maar ons, die mensdom na Kain, weet hiervan.
En die mensdom moet dit leer. Hy kon geleer het van sy pa en sy ma, maar hy het nie. Maar ek en jy het nou hierdie voorbeelde oor duisende jare en ons het die woord van God. En elke sondaar weet dit. En die 8ste punt. Paulus sê hier nog 'n ding oor sonde. Hy sê sonde is ongehoorsaamheid. Sonde is ongehoorsaamheid. En die 9de punt, en hierdie is 'n geweldige ding, dis wat ons raak gelees het in Genesis 4 vers 13, sonde bring 'n skuldlas. Sonde bring 'n skuldlas, wat vir jou te swaar gaan word, om te dra. Elke gelowige, elke ongelowige, wil ek vanaand vir jou sê, maak nie saak hoe regverdig jy sonde maak nie, maar ek kan dit vir jou sê, dat sonde gaan vir jou 'n skuldlas gee wat vir jou te swaar gaan word om te dra. Genesis 4 vers 13. Daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om dit te dra. Vra vir Dawid, wat sy kind verloor het as gevolg van sy sonde. En natuurlik moenie die las op jou gewete vergeet nie. Geweldig. Dis alles wat sonde doen. Dis deel van die karakter van sonde. En die 10de gedagte, en dan wil ek hê gaan ons nou so 'n bietjie oor iets anders uitbrei wat die sonde aanbetref. Sonde is 'n handvatsel. Ek noem dit so. En ek noem dit so want 1 Johannes 5 vers 18. Ek gaan dit gou vir jou lees. Ek gaan jy nou presies hoor wat ek vir jou sê. Sonde is 'n handvatsel. 1 Johannes 5 vers 18. Sê die apostel. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Uit God gebore, met ander woorde wedergeboorte, die wat gelei word deur Heilige Gees, sondig nie. Ja, ek hoor, Christene fouteer ook, ons sondig ook, maar die gedagte hier is, ons verval nie in gewoonte sondes en moeswillige sondes nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en hoor nou wat hy sê, en hierdie is 'n sleutel, nee, hy bewaar homself, ons gaan nou daaroor kyk. Maar hoor wat sê hy, en die bose het geen vat op hom nie. Dis hoekom ek sê, vers 18 na aan die begin sê, ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. En omdat jy die sondig nie, het die bose geen vat op jou nie. Daarom sê ek, sonde is 'n handvatsel, waaraan die Satan kan vat om 'n houvas te kry op die mens. Nou so kan ons uitbrei en verder gaan, maar kom ons gaan so gou 'n bietjie verder. Want ek wil jou gou vat daar na Jakobus 1 vers 14 toe. Want ek wil gou vir jou iets interessant lees. Want sonde is 'n proses. Jy gaan nou baie vanaand die woordjie sonde hoor, maar moenie laat dit jou pla nie. Moenie laat dit jou pla nie. Laat dit vir jou insiggewend wees. Laat dit vir jou iets wees uit God se woord wat jy leer en wat vir jou tot baie nut en waarde sal wees. Sonde is 'n proses wat hier in jou binnekant gebeur. Kom ons lees gou, gaan jy verstaan. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, dan baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Sien jy die proses waarvan ek praat? Sonde is 'n proses. Heel eers kom die bevestiging, in hierdie verse wat ons nou gelees het. Eerste is die bevestiging. Elke mens het begeerlikhede. Dan, jou begeertes gaan met jou op hol. Dit sleep jou weg. Dit verlok jou. Soos jy 'n voeltjie in 'n wip sou wil vang, of soos wat my seun net nou, toe kom haal hy by my 'n muisvalletjie, want hy het 'n muis in sy bakkie en dit vreet sy chocolates op en sy chips op, so hy soek. Nou dis presies, jou begeertes gaan met jou op hol, dit sleep jou weg, dit verlok jou, soos wat daardie muis gelok word, of soos daardie voeltjie na die wip gelok word, want dit wil jou vang, so Satan vir Eva uitgelok het, en vir Jesus ook wou uitlok, en vir Ananias en Safira met geld uitgelok het, Dis die tweede. Die derde, as jy dan geval het vir die aas wat Satan uitgesit het, om jou begeertes uit te lok, dan doen jy die sonde.
Dan gee jy begeerte aan die sonde, soos wat Jakobus dit uitbeeld. Dan doen jy wat Ananias en Safira gedoen het. Jy vat daar die geld, dit wat jy eintlik aan God beloof het, vat jy in jouself. Maar dis nog eers aan jou binnekant, né? Dis hier in jou hart en jou denke. Soos Jesus verduidelik aangaande die 10 gebooie, as jy in jou hart na 'n vrou kyk en begeer, né? So hierdie ding het eers in Ananias en Safira se hart het hy eers pos gevat. Hy het nog nie die daad gedoen nie, eers pos gevat, hy sonde het in die hart begin, en dan groei dit tot, dan kom dit tot ontwikkeling, né? Dan groei dit tot 'n daad van sonde. En dan bly hierdie daad van sonde ook nie altyd onskuldig of eenmalig nie, né? En dan kom die dood, wat die apostel oor praat. Die duiwel het nou deur die sonde 'n handvatsel gekry en sleep jou nou aan hierdie sonde, sleep hy jou nou na die dood toe. Sommige mense gaan fisies dood as gevolg van die sonde, soos wat ons weet, en ander sterf geestelik. Sien jy ook hierdie proses? Dis net wonderlik, God se woord. Nou wat het God aan Kain gesê? Toe die Satan die lokkas uitgooi na sy begeerlikhede om sy broer dood te maak. Nou, ek wil gou vir jou sê nie, jy kan nog baie dinge raaklees oor sonde in die Bybel. Jy kan baie dinge hier bylas, aanlas, uitbrei. Ek gee jou vanaand net so 'n voorsmaakie, 'n proekie rondom sonde. So 'n uitgebreide proe oor sonde. Nou wat het God aan Kain gesê toe die Satan natuurlik die lokkas uitgegooi het na sy begeerlikhede om sy broer dood te maak, né? Hy het die begeerte gehad om sy broer dood te maak, maar toe is dit nog nie sonde nie, dit was nog net die begeerte. Toe kom maar die begeerte, toe begin hy nou ontwikkel. En toe kom dit in sy hart, toe word dit 'n realiteit, toe sê hy, ek gaan nou my broer doodmaak. En toe hulle daar in die veld is, toe kom dit tot volle ontwikkeling, en hy maak sy broer dood. Maar wat het God aan Kain gesê, toe die Satan daardie lokkas uitgegooi het na sy begeerlikhede om sy broer dood te maak? Vers 7, sê die Here vir Kain, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar, hier is die sleutel, jy moet daaroor heers. Heers. Vir Adam en Eva was die opdrag om oor alles te heers wat God daar gestel het. En nou hier by Kain, brei God die heerskappy verder uit deur te sê. Want onthou toe die Here nou aan Adam en Eva daardie opdrag van heerskappy gegee het, was daar nog nie deur die sonde nie, né? Maar nou is Kain daarso. Nou kom daar 'n verdere leerproses vir ons en vir Kain. Heers nie net oor die natuur wat God daar gestel het, maar nou moet jy heers oor sonde, Kain. Betekende, jy kan dit doen. Hoor jy? Hier's 'n belangrike ding. Jy kan oor sonde heers. As dit nie so was nie, sou God dit nie vir hom gesê het of van hom verwag het nie. Jy is na God se beeld geskape, heers oor wat sleg is, want jy die karakter van God, jy die gees van God, jy wat kind van God is. Nou Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hoor jy? Jy weet natuurlik wat dit beteken. Ons almal, elke mens het op 'n stadium en redelik heel gereeld sekerlik ook ingegee op die innerlike begeerlikhede, die vleeslike, nê? Die onbekeerde lede, as ek dit so kan noem, soos wat Paulus dit noem. Hy het die oorhand gekry op 'n stadium. Nou staan die mensdom skuldig voor God. Die mensdom ontbreek aan die heerlikheid van God, soos Adam en Eva en Kain. So ook die totale mensdom, gereed om die verdiende straf, die toorn van God op sonde in ons te ontvang, soos wat Kolossense sê, en wat die Here natuurlik vir Kain gesê het, en wat gebeur het met Adam en Eva, en wat gebeur het met Ananias en Safira onder andere. Maar wonderlik, gaan Romeine 3 aan deur te sê, daar in vers 24, en hulle word deur sy genade, deur God se genade, sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hier, as ons nou praat van die karakter van sonde, beteken sonde kan oorwin word en sonde kan vergewe word. Vers 25 sê, hom, Jesus, het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, belangrik,
om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Ek het 'n woordjie of twee oor hierdie gedagte. En ek wil hê jy moet die volgende raak sien rondom hierdie vers. God is en was verdraagsaam. Jou sonde word oorgesien, maar jy moet nou mooi hoor wat ek bedoel met jou sonde word oorgesien. Ek verkondig nie nou 'n vreemde verkeerde leer nie, hoor mooi wat ek bedoel met God sien jou sonde oor. Want God het deur die bloed van sy seun Jesus Christus versoening vir ons sonde laat doen. Die verdraagsaamheid van God geld vir elke sondaar met die oog op die oplossing, Jesus Christus. As die sondaar die bloed van Jesus verwerp, gaan God se verdraagsaamheid uitloop. Want ons lewe net so lank hier op aarde. En dan sal die sondaar die straf van God ontvang. Verstaan jy wat ek bedoel met die verdraagsaamheid van God? So die oplossing is geloof in wie Jesus is en dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. As jy dit nie glo nie, my vriend, is jy verlore. Dit kos jou natuurlik niks, soos wat die woord sê. Dis wat jy God se genade noem, om geregverdig te word deur die verlossing van Jesus Christus. Nou sê jy van my, ja, maar ek het steeds die begeertes, wat nou, jy's kind van die Here, jy's 'n gelowige, jy's 'n Christen, en jy het nog steeds hierdie begeertes, wat nou? Eerstens, die stryd teen sonde en Satan se versoekinge sal daar wees, totdat Jesus jou kom haal. Jy moet vrede maak met hierdie gedagte. Iemand het eendag gesê, wie ek sien uit, dat Jesus ons moet kom haal, want die stryd teen sonde is ewig, want hoe later die tyd, hoe kwaader nie. So onthou net dit, ek wil hê jy moet dit onthou. Jesus was deur die Heilige Gees die wildernis ingelei om versoek te word. En dieselfde Heilige Gees wat Jesus die wildernis ingelei het, het Jesus ondersteun in die versoekinge. As jy weergebore is, as jy tot bekering gekom het, as jy kind van die Here is, beteken dit die Heilige Gees sal jou lei en jy sal weerstand kan bied. Jy sal kan heers soos die opdrag aan Kain was. Hoekom? Want jy het die Heilige Gees in jou. En verder, ek is nou besig om klaar te maak oor die karakter van sonde. Verder sê Romeine 6 vers 13. En hier is 'n belangrike gedagte waarmee ek wil afsluit. En vir jou as kind van die Here. Hy sê, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Weet jy, as jou sonde vergewe is en jy het Heilige Gees om jou te help, heers teen sonde en die versoekinge, dan raak jy aktief om vir die Here iets te doen. Dan sal jy sien, hoor mooi wat ek jou sê, dan sal jy sien, jy het nie tyd en lus om nog sonde ook te doen nie. Jesus en sy werk is vir jou prioriteit. Jy weet, jy verkoop jouself aan Jesus. Jy behoort aan Jesus. Jy behoort nie aan die sonde nie, jy behoort nie aan die duiwel nie. En die sleutel is, moenie jouself tot beskikking stel nie, van die sonde nie. Maar stel jouself tot beskikking van God. As iemand wat sê, man, ek het lewendig geword uit die dood waarin sonde my en uit die handvatsel waarin Satan my vasgehou het. Ek het lewendig geword. Prys die Here. Nou ja, kind van die Here, vriend, vriendin, elkeen wat luister, elke luisteraar, maak nie saak wat jou omstandighede is, wie jy is en wat jou geloof is nie. Hierdie is die gedagte rondom die karakter van sonde. En ek vertrou die Here het jou gelei ook hierin en het was vir jou insiggewend. Mag die Here jou seën, blessings, tot volgende week, selfde tyd, selfde plek. As dit die Here se wil is in ons lewe, dan sien ek jou hier weer by Kort en Kragtig. Mag dit met jou goed gaan in hierdie week wat voorlê. Lekker rus en sterkte. Blessings, tot volgende keer.